Vader, dit is die lied van ons hart om net te sê halleluja. Dankie dat U goed is, dat U God is, dat U ons Vader is. Kom en word verheerlik, Here, in dit wat nou hier gaan gebeur in Jesus se naam. Ons almal sê saam. Amen en amen. Baie dankie, baie welkom. Julle is welkom om julle sitplekke te neem. Moet dit net nie saamneem nie. Daar is so pas nuwe mense ingestap. Welkom. Angelica, hoe lekker is dit? Well done, sis. We waited for you, girl. Ja, you made it. Lekker hoor, dankie. Kodien en die spruite. Spruit, het jy een spruit vanmôre? Angelica, sy hoef nie, maar sy is welkom, hoor. Okay. Ja. Daar gaat julle, ekskuus, nou gaan ons voor die kamera verby karring en wat, maar dis nou maar, sorry, dis die beperking wat ons het, dankie julle, geniet dit, have fun. Die man was adamant, hy wil nie in hierdie plek sit vanmôre nie, hy wil saam met Kodien gaan spruit. Okay julle, ons is besig met die reeks rondom tekens en wonders en die basisvers vir die hele reeks is tekens en wonders volg op die verkondiging van die woord van die Here. Ons het gesê ons gaan nie fokus op daaglikse, sigbare, tasbare tekens nie. Ons almal weet, God voorsien. Ons almal weet, God genees. Ons almal weet, God vermeerder petrol. Ons almal weet, daar's getuienis van daai groen Colgate appel, haar shampoo wat jy op 'n stadium gekry het, onthou jy? Ons begin aan die begin van die maand met soveel, die einde van die maand sal nog soveel, en ons het hare, en ons het gestort. Maar dis nie waarop ek wil vestig, of aandag vestig nie. Ek wil praat oor, ek en jy se lewe, wat God se woord verkondig, dis wat hy sê, ek en jy is sy verteenwoordiger, en dan op grond van die woord wat jy uitdra, op grond van die woord wat mense sien in en deur jou lewe, gebeur daar wonderwerke, gebeur daar wonderbaarlike goed. Vir my persoonlik, die grootste wonderwerk ooit, is mense tot redding. Dit is absoluut net vir my 'n wow. So vanmôre praat ons oor Samson en die meisie, en ek wil begin by die sterk man. Samson is die sterk man. Kom ek gee gou vir jou 'n bietjie agtergrond oor Samson. Ons almal weet nou van, hy's groot en sterk en hy het baie hare en Samson die Filistyne is op jou en al die moves en wat. Maar kom ek gee net gou vir jou die agtergrond rondom Samson. Ons vind hom in die boek van Rigters 13 tot 16 en hy is 'n bonatuurlike, nee, jy kan maar net daar by daai sterk man bly asseblief, baie dankie. Hy is 'n bonatuurlike sterk rigter wat deur God gekies is om Israel teen die Filistyne te verlos. Nou hy was mos baie lief vir meisies, die ou. Onthou julle. En toe staan daar een spesifieke Steyn meisietjie, 'n juffrou Steyn. Haar naam was Phyllis. En Phyllis Steyn kom toe nou op sy pad. Maar hy was 'n Nasareer. 'n Nasareer, okay. Hy moes sy hare lank hou, sy lewe is gekenmerk deur heldedade, maar ook deur tragiese menslike swakhede. Hierdie ou het nou maar sy uitdagings en sy foute gehad, maar sy krag het van die Here afgekom. Ons gaan nou praat oor die Nasareer ding, en dan sien ons ook hy het 'n wonderbaarlike geboorte. Sy ouers, Manoag en sy vrou was onvrugbaar. 'n Engel verskyn aan hulle en sê, jy sal 'n seun hê, hy moet as 'n Nasareer grootgemaak word en aan God toegewy word. Nou dieselfde ding het met Samuel gebeur, hy's ook as 'n Nasareer toegewy aan die Here. Hy het buitengewone krag gehad, hy het 'n leeu sommer met sy kaal hande deur mekaar uitgehaal. Hy het 'n
ek dink dit was 1000 Filistyne, het hy met 'n donkie kakebeen daar op 'n knop gejaag en vir hulle doodgemaak, almal. En uit die swaar stadspoorte van die dorp Gaza of Gaza vandag, het hy sommer net so uit hulle kusyne, uit hulle fondasie uitgehaal en daar op die berg Hebron gaan bære. Hy het 'n swakheid gehad vir 'n vrou. Herhaaldelik, oor en oor. Nou, ek en jy ken swakhede, ek en jy ken uitdagings en versoekinge, maar Samson het besonder baie gesukkel met daai ene. Hy en die vrouens kon nou maar nie by mekaar uitkom nie, of kon nie by mekaar wegkom nie. En as 'n Nasareer is die kinders toegewy uit 'n belofte aan God. Soos met Samuel, toe aan Elkana hom saam teruggebring het na die tempel toe en vir Eli sê, maak hom groot in die weë vir die Here. Dis 'n Nasareer. Dit Nasareer, die woord Nazir is afgesonder, toegewy, dis Godsinne. En hulle het 'n paar reëls gehad waarby hulle bly. Die eerste ene is, sy hare mag nie gesny word nie. Hulle hare is, omdat hare vrylik groei en niemand dit styleer en mooi maak, wys dit dat hulle beweeg binne die wil van God sonder menslike invloed rondom hulle. Die verbod op wyn en sterk drank, niks nie, niks. Hulle mag nie daaraan vat nie, hulle mag nie dit gebruik nie, hulle moenie daar kom nie. Hulle distansieer hulle self van aardse genietinge, maar hy het nou met die meisies deur mekaar geraak, die wyn gelos. OK? En daar is die vermyding van enige dooie liggaam. Dis 'n interessantheid. Die Nasareërs kon nie naby 'n dooie mens kom nie, want dit is onrein en dit ontheilig hulle. Nou daar's 'n groot verskil tussen 'n Nasareër en Jesus die Nasareëner. Jesus kom van Nasarene. 'n Nasareër is nie 'n area mens nie, dis 'n toegewyde mens. So ons moet sommer net 'n bietjie useless information, net om jou in die prentjie te kry van hoekom het Samuel dan nou al hierdie hare en hoekom lê sy krag in sy hare. Die sterk man, Rigter 16 vers 1 tot 3. Samson is op 'n keer na Gaza toe. Daar het hy 'n prostituut gesien en by haar huis ingegaan. Jy sien sommer first time. Hy gaan koop die draai roomys en vis en chips. Meisie, daar gaan hy. Daar's toe vir die mense van Gaza vertel, Samson het hiernatoe gekom. Hulle het die huis omsingel en om die hele nag deur voorgelê by die stadspoort, hulle die hele nag in stilte gewag en gedink, môre ligdag maak ons hom dood. Maar Samson het net bly lê tot middernag. Toe staan hy op, vat die stadspoort se deure met hulle kusyne en al, ruk hulle so toegesluit uit. Hy het alles op sy skouer teen die berg reg oor Hebron opgedra. Julle, ek weet nie of julle al in Israel was nie. 'n Stadspoort is nie 'n deur soos daai nie. Dis nogal 'n kontrapsie. Dis nogal 'n paar bome wat daar ingebou is, en eisters en wat. Wat is die simboliek daarvan? Hoekom is dit opgeteken vir jou en vir my om dit te verstaan, om dit te beleef, om dit te weet? Gaza is 'n onheilplek. Dis die hoofstad van die Filistyne. Al hulle hoofmanne en al hulle goeders gebeur daar binnekant. En hulle operate vanuit 'n laagtepunt, geografies ook. Gaza lê onder in die vallei. En toe Samson die nag daar uitstap met die groot deur op sy rug en hy dra hom daar teen die berg Hebron op. Herinner dit ons aan die belofte van Jesus wat sê, ek het die deure van die hel toegesluit en die hemel vir jou oopgemaak. Dis 'n simbool van oorwinning. Dis 'n simbool van dit wat kom in Jesus. En hier kom Samson
in sy sondige natuur, in sy sondige manier van doen. En hy kom wys, maar ons gaan hierdie plek oorwin. Ons gaan hierdie heidendom, hierdie klomp Filistyne gaan ons op 'n knop jaag. Nou, ek wil dit net vinnig van toepassing maak op jou en my lewe vandag. Hoeveel van ons, selfs hier in die familie, jy daar onder die boom, daar waar jy nou sit en kyk na die uitsending, wie van ons het al so 'n persoon beleef in ons lewens? Hy kom in van nêrens af nie. As jy net sien, hier is hy, so groot soos 'n berg en hy het sulke hare en hy wirwir, hy maak jou lewe so. Hy leer jou nuwe triks, hy maak uitsprake, hy maak geraas. En dan net as jy nou begin dink, wat in die lewe het hier gebeur, dan kom hierdie ou en hy ruk jou fondasie onder jou uit. En hy stap weg. Hy stap weg met jou deur, met jou sekuriteit. Met dit wat jy gedink het is in plek, daar gaan hy. Ons almal het 'n Samson in ons lewe op 'n manier. Positief en negatief. Samson en Jesus kom en hy ruk die deur van die hel uit jou hart uit. Maar daar kom ook mense wat inkom en jou beïnvloed en jou kop draai. En ek wil amper waag om te sê, hy spyker die deur wat God oopgemaak het, spyker hy toe. En hy stap net weg. In die middel van die nag. Ons het dit beleef by vorige gemeentes, dankie Here, dit het nog nie hier gebeur nie. Nie wat ek van weet nie. Maar ons het gekry dat mense in 'n baie groot gemeente raak betrokke by 'n Bybelstudiegroep iewers daar buite die kerk, buite die struktuur daar. En 'n profeet of 'n profetes van Pretoria kom hulle leer en gewoonlik uit Openbaring uit. En dan is daai Openbaring 'n totale verwarring. En as jy jou oë uitvee, dan sit jy met 'n klomp mense wat confused is. En jy sit met 'n klomp mense wat onvergenoegd is en jy begin maar weer van voor af. Want die profeet het nou so gesê en so gesê. Ek en jy moet oppas vir die Samsons wat in ons harte net instap. Pas op vir mense wat net triks het. Kom ons kyk na wat het Samson gedoen. En ek noem dit hy het 'n paar wit leuns vertel. Ag sommer net, jy weet, kom ons speel bietjie hierdie game. Ons lees dit in Rigters 16 vanaf vers 40. Nee, van vers 4 tot 15, ekskuus. 'n Ruk later het Samson verlief geraak op 'n vrou in die Sorek-vallei. Haar naam was Delila. Die leiers van die Filistyne is toe na haar toe en hulle het vir haar gesê: "Verlei hom en vind uit waarin lê sy groot krag en hoe ons hom kan oorrompel om hom vas te bind en ons mag te kry. Elkeen van ons sal dan 13 kg silwer gee." Delila het toe vir Samson gevra: "Sê my tog waarin lê jou groot krag en waarmee kan 'n mens jou vasbind om jou in sy mag te kry?" En hoor, hier kom die speletjie. Hy antwoord hy, Samson sê: "As hulle my vasbind met 7 boogsnare wat nog klam is, sal ek magteloos word. Ek sal soos 'n gewone mens wees." Die leiers van die Filistyne het vir haar 7 boogsnare wat nog klam is gebring en sy het hom daarmee vasgebind. Daar het ook manne in hulle kamer weggekruip. Toe sê sy vir Samson: "Die Filistyne is hier, Samson." Hy het die boogsnare gebreek soos 'n vlamgarringdraad breek en die geheim van sy krag het onbekend gebly. Daarna het Delila vir Samson gesê: "Jy het 'n gek van my gemaak en vir my leuns vertel. Sê my tog, waarmee kan 'n mens jou vasbind?" Hy het gesê, hy speel verder: "As ek behoorlik vasgebind word met nuwe toue wat nog nooit gebruik is nie, sal ek magteloos wees. Ek sal soos 'n gewone mens wees." Delila het nuwe toue gevat en hom daarmee vasgebind en manne in haar kamer weggekruip. Maar Samson het die toue aan sy arms gebreek, asof dit garringdraad was. Delila het vir Samson gesê: "Hoe lank gaan jy my nog van my 'n gek maak en vir my leuns vertel?
sê my tog waarmee jy vasgebind kan word. Hy sê toe vir haar, jy moet net my 7 haarlokke in jou materiaal op die weefstoel vasweef. Toe sy alles klaar met 'n pen vasgesteek het, sê sy vir hom, die Filistyne is hier, Samson. Hy het wakker geskrik en die materiaal met pen en al uit die weefstoel losgeruk. Jy sien, hy speel 'n baie gevaarlike speletjie. Hy speel hierdie speletjie uit eie krag. Hy sê, ek gaan vir jou 'n kragvertoning gee. Julle al gesien klein tyd toe daar nog 'n sirkus was en 'n skou in die dorp, nê? Was daar sulke sterk manne. Jan Wilkins sit op 'n stadium, hy was nou 'n rofstoer, maar hy het sulke sterk man moves gemaak. Dan lê hy op sy rug, dan kan hy 'n kar so optel met sy bene so. Dit was sulke sterk manne. Nou Samson het hierdie game probeer speel met hulle en hy vertel vir haar wit leuns. En ek en jy kom baie keer op 'n plek waar mense vir jou vra, hoorie, maar hoe doen jy dit? Hoe bly jy staande? Ek sien die uitdagings in die lewe, ek sien die versoekinge, ek sien die goed wat jou kan toekom, wat na my kan toekom, wat na ons almal toekom. Hoe hanteer jy die lewe? En dan sê jy, ag nee, ek is cute man, watch my, hier gaat ons, jy weet, no problem. Ek het plan A, B, C. Samson speel hierdie game uit sy eie krag uit, hy tart die dood. Ek het probeer wyd lees om uit te werk, hoekom het daai Filistyne hom nie net doodgemaak terwyl hy slaap nie? Ek het nie 'n antwoord gekry nie, ek weet nie. Maar dit is vir my interessant dat hy slaap. Nou wonder 'n ou nou ook, sonder om eksplisiet te raak, wat het in daai kamer nou alles aangegaan? Maak my vas met 7 snare, en maak my vas met... Maar elke keer kom Delilah en sê, Samson, goeiemôre, liefie, die Filistyne is hier. Hoekom het hulle hom nie net doodgemaak nie? Ek weet nie. Dis 'n vraag wat ek graag sal wil beantwoord iewers op 'n stadium. Maar elke keer as hy wakker word, dan maak hy los. Hy tart die dood. Soek hy aandag? Soek hy aandag, want jy moet nou onthou. Hy hou 'n klomp Filistyne besig. Hy sê vir haar, hoorie, hier is, bring 7 snare, bring 7 rou, nuwe toue, wat. Waar kry jy 'n nuwe tou? In daai jare, jy ry nie gou winkel, jy gaan maak hom. Jy gaan oes die sisselplante, en jy berei dit voor, en jy bou 'n tou, en jy nie. Daai vars snare goeters, dis beesvelle. Jy moet 'n nuwe bees gaan slag, jy moet daai vel brei, so hy hou 'n klomp Filistyne besig. Hy hou van hierdie aandag wat hy kry. Yes, ek rol julle 'n lekker pampoen, nee, watch my, hier's nog 'n move. Wat 'n speletjie speel jy met die lewe? Hoeveel keer entertain ek en jy goed binne in ons huis, binne in ons slaapkamer, binne in 'n plek van veiligheid, van koestering, van liefde, van eenheid. En ons sê, nee, wat, jy kan my nie vang die devil, watch my. Ek dink hy soek 'n bietjie aandag. Ek dink hy soek 'n bietjie aandag en hy wys vir hulle hoe sterk is hy. Hy wys sy eie krag. Nêrens in hierdie hele stuk kom Samson en sê, wie wat, my krag kom van die Here af en ek gaan nie vir jou vertel nie. Hy speel 'n speletjie, hy loop so. Hoe loop ek en jy? Hoe loop ek en jy se getuienis? Ons het gister daaroor gepraat. 'n Persoon wat vir 'n ander persoon sê, maar ek kan nie God sien nie. Ek kan nie in hom vat nie. Hoe weet ek hy's daar? En dan kom ek en jy en ons se triks. Ons sê maar, maak my vas met 7 toue, dan wys ek jou. Nee. Dis nie wat God in gedagte het. Ek en jy se lewe spreek van God se woord, van God se liefde. Ek en jy leef in die wêreld daar buite en ons sê, kyk na my. Paulus sê, wie van ek en jy het die guts vanmôre om saam met Paulus te sê, maar kyk na my.
As jy sukkel met wat ook al, kyk na my. En as jy sukkel met iets anderster, kyk na daai ou. En as jy sukkel met nog iemand, hierdie girl is goed daarmee, hoor. Hier is God se goedheid vir persoonlik in ek en jy as sy kinders, as sy familie, as sy beelddraers, as genadedraers. Ek en jy kan nie met hierdie gevaarlike speletjie aanhou nie, want jy sien, Samson mors met die gawe van God en hy betaal die prys. Moenie jou parels voor die swyne gooi nie. Moenie God se blessing in jou lewe afmaak nie. Moenie dit goedkoop maak nie. Dis nie ons plek om te loop in trots, die Here doen dit vir my en die Here, nee. As mense vir my hulle storie vertel, dan kom ek op 'n stadium en sê ek, hoorie, maar brag jy of getuig jy? Dit niks met jou uit te waai nie. Dis God se goedheid in jou lewe, maar moenie jou getuienis mors nie. Moenie jou getuienis afwater nie. Moenie storieetjies maak nie. Moenie jou parels voor die swyne gooi nie. Want ons weet, uiteindelik, hy het 7 haarlokke gehad, julle. Perfekte, God se nommer, perfekte nommer. Op die einde sê sy vir Delilah, weet wat, jy my hare afsny. Maar hy sê pertinent, as jy my 7 lokke afsny, dan gaan my krag weg. En dit gebeur. En die Filistyne kom in en die Bybel sê pertinent, en hulle het sy 7 lokke afgesny. Nie net 1 of 2 nie, hulle het sy hare afgesny, alles, boem, lyk so. Klaar. Samson verloor visie, fisies. Ons lees dat die Filistyne sy oë uitsteek. Hy word in die tronk gegooi, hy word gemuilband, hy word ingespan, om die meele so al in die ronde te dra die hele dag. Jy wil mos so sterk wees. Kom maak vir ons kos, kom maal die meel, so. En Samson is totaal en al kragteloos sonder God. Onthou julle vir Adam en Eva? Die oomblik toe hulle sondig, toe besef hulle is naak. Die heerlikheid van God het van hulle onttrek. Dit gebeur met Samson. Kragteloos, no more boleros. Waarmee speel ek en jy? Hoe speel ons daai speletjie uit? Ons eie krag, soek ons aandag? Soek ons wat? Maar hier kom die wonderwerk nou. Hier kom die wonderwerk, terwyl Samson in daai tronk om en omloop soos 'n donkie, groei sy hare weer. Selfs my hare groei nog 'n bietjie. Nie baie nie, maar hulle groei. Die wortels is nou vinniger as die hare, maar ek sny hulle. Maar die ou mense het ons geleer, tyd bring genesing, onthou jy dit? Onthou dat hy 'n Nasareër is, né? En een van sy reëls is, jy mag jou hare sny nie. Maar Samson kry 'n tweede kans om in daai belofte in te groei. Julle God se genade vir jou is genoeg vanmôre om te sê as jy geval het. As Delilah en die Filistyne jou hare afgesny het vanmôre, op watter dimensie ook al, op watter vlak ook al, op watter manier, as jy vanmôre in die modder lê, God sê vir jou, kom. Kom, want my beloftes staan vas. God bly by sy beloftes. God se goedheid is nie afhanklik van jou en my se belewenis, emosie, ervaring, teenprestasie. Ons het dit al hoeveel keer vir mekaar gesê, van ons moet net goed genoeg wees. Ons moet net nog 'n bietjie doen en ons moet net nog 'n bietjie, dis nie die waarheid nie. God sê, Samson, jy is nou vasgemaak daar in jou muiltuig. Al in die ronde. God onttrek nie sy gawes van jou nie, julle. Daar kom wel 'n punt, sê die woord, dat God sê, as jy jou hart verhard en jy volhard met jou sonde, gaan ek my gees aan jou onttrek. Hy sê dit, definitief. Maar God doen dit nie sommer net een klap so, nou is daai man so verlore, geen mens kan naby hom kom nie. Nee.
Daar's nou weer 'n boek uit, ek doen bietjie advertensie, skrywer, jy skuld my hoor, die Afrikaner man. Gaan soek hom op Facebook of op Google, jy sal hom kry, die Afrikaner man. Die rol van die Afrikaner man in die kerk, in die gees, tot 80% van die Afrikaner man sê, God is my Vader. Amazing, prys die Here. Maar sien ons dit? Sien jy dit fisies, jou kinders, jou broer, jou pa, jou ma, sien ons dit? Uit daai totale navorsing wat daai boek gedoen het, is daar 30% mans wat hoegenaamd sê, ons gaan nog so af en toe kerk toe. Ja, Koos, maar die kerk vat ons die hemel toe nie, ja, maar kerk is 'n opdrag van God. Jesus sê, ek sal die kerk bou, vir jou. Ons het daaroor gepraat, met jou in gedagte. Die gemeenskap van die gelowiges, hier sit ons vanmôre. Die kollektiewe vir mekaar bid, dis hoekom ek die diens so wou begin. Om vir jou te sê, jy is nie vanmôre hier om woord te hoor, of om liedjie te luister, jy kan dit daar op die TV doen, daar waar jy is. Maar jy wat op die TV vanmôre daar sit en kyk vir my, ek vra vir jou, wat se korporatiewe salwing is daar in jou lewe van mense wat vir jou verantwoordbaar hou, mense wat jou laste dra, mense vir wie jy kan help. Jy sit vanmôre hier vir my. Ek is bly jy's hier, dankie. Moenie wegbly nie. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor die liedjie en die, man, jy kan sing in die stort ook, daar kap ons om flou. En die Here is daar. Tydig en ontydig sê Paulus, jy gooi papa, dit is reg. Maar ek vra vanmôre vir jou, God onttrek nie sy gawes aan sy kinders op grond van een fout wat jy maak in jou lewe nie. Selfs 2, selfs 3. Die probleem is, om te sê ek is jammer, beteken in hierdie aarde niks, as niks verander nie. As jy sê, Here, ek is jammer, dan sê die Here vir jou, laat staan sulke dinge, laat staan. Vernuwe jou denke, draai weg, begin van vooraf. Stop jou nonsens. Die Grieks vir sonde, in my taal, is rubish. Ken jy rubish? Rubbish, broer. Gaan man, jy lyk 'n reise asblik. God het hierdie asblik kom red. Die 12de Februarie 92 het die Here die deksel afgevat en die sak uitgegooi en gesê, ek vul jou met nuwe wyn, hier sê ek is lief vir jou. Samson sterf in die oorwinning. Samson se storie loop mooi. Hy kom reg. Sy hare groei weer en God gebruik hom om die Filistyne, wil ek amper waag om te sê, 'n finale doodslag toe te dien. Ons lees dit in Rigters 16 vers 23 aan. Die leiers van die Filistyne het bymekaar gekom om 'n groot offer te bring vir hulle God Dagon en om fees te vier. Hulle het gesê, ons God het ons vyand Samson in ons mag gegee. Toe die Filistyne hom sien, het hulle God geprys en gesê, ons God het ons vyand in ons mag oorgegee, ons vyand wat ons land verwoes het, hy wat so baie van ons doodgemaak het. Toe die Filistyne lekker vrolik was, hierdie manne hou party broer, hulle is aan die gang. Toe hulle lekker vrolik was, het hulle gesê, roep vir Samson dat hy ons kan kom vermaak. Hulle het toe vir Samson uit die tronk laat kom en hy het hulle vermaak. Ek kon ook nie agterkom wat se moves het hy gehad nie. Was hy 'n somersault kampioen, was hy, ek weet nie hoe, maar hulle het vir hom gelag, hulle het hom getart. Hulle het hier's 'n blinde man wat hier tussen die tempelpilare rondkarring en hy het hulle vermaak. Hulle het hom tussen die tempelpilare laat staan. En hy het vir die helper wat hom aan die hand vasgehou het gesê, laat my so staan dat ek die pilare kan voel waarop die tempel rus en dat ek daarteen kan leun. Die tempel was vol mans en vrouens. Al die leiers van die Filistyne was daar, Here, luister mooi. Al die leiers van die Filistyne was daar. Hierdie is 'n parlementêre lekker party. En op die dak was 3000 mans en vrouens wat gekyk het hoe Samson hulle vermaak.
hoor die oorwinning. Samson roep tot die Here. Here my God, dink aan my. En hoor hoe verander sy storie nou. Uit sy eie krag, uit sy eie plan, uit sy eie wat hy sê, nee, Here, maak my tog net hierdie een keer sterk. O God, dat ek met een daad op die Filistyne kan wreek oor my 2 oë. Here, ek het visie verloor. Here, ek het my oë van U afgehaal. Die Filistyne het my oë uitgehaal. Here, ek wil daai proses wreek. Nie noodwendig oor my oë nie, maar oor die feit dat ek oorgegee het aan 'n bose versoeking. Dat ek my Nasareer verbond belofte gebreek het. Here, vergewe my hier, dis wat hy sê. Samson het die 2 middelpilare waarop die tempel rus vasgevat, teen hulle geleun met sy regterhand om die een en sy linkerarm om die ander een. Toe sê hy, laat my sterf met die Filistyne. Hier is nogal 'n interessantheid, het julle ook daai prentjie gehad dat hy die pilare omgestoot? Hy het nie, hy het hulle omgetrek. Wat is die simboliek daarvan? Vir my, nie teologies verduidelik en uitgelê en wat nie, vir my. Sê dit net, hy het God gevat, hy het oorgegee, hy het besef hy gaan sterf, en hy soos wat hy daai poort uitgehaal het en weggedra het hy hierdie 2 omarm en gesê, Here, ek vat die aanslag. Ek stoot dit nie weg nie, I embrace that. En hy trek daai pilare na mekaar toe. En die tempel het ingeval op die leiers van die Filistyne, op die mense daarin. So het Samson met sy dood meer mense doodgemaak as in sy lewe. Die wonderwerk, tekens en wonders volg op die verkondiging van die woord van die Here. Ek vra vanmôre vir jou, wat het fout gegaan in jou lewe? Hoe het dit gewerk? Wat het jou ontstel? En ek vra ook vanmôre vir jou, wat het jy gedoen? Waar is jy op die oomblik? Is jy nog in daai muilband, besig om al in die ronde te loop, en jy grind net meel, going nowhere slowly, al in die ronde, jy kry nie rigting nie. Jy het visie verloor. Jy vertel so hier en daar 'n wit leuen net om die ding te float, net om die ding aan die gang te hou. Of het jy op 'n punt gekom waar jy sê, Here, vergewe my. Herstel my visie, herstel my krag wat U vir my gegee het. Herstel die ereposisie waarin U my geplaas het, sodat ek mense tot oorwinning kan bring. En Samson maak op die dag die hele Filistynse parlement en 3000 mans en vrouens dood. Ek en jy is nie in die lewe om mense dood te maak nie. Maar ek en jy is in die lewe om mense uit die dood terug te bring. Hoeveel mense is deur jou lewe geraak? As jy hier uitstap, daar waar jy is, as jy wegstap van hierdie uitsending, kyk mense na jou, roep hulle jou om hulle te kom vermaak. Ons is nie in die vermaaklikheid industrie nie, julle. Natuurlik is daar grappie altyd, daar moet if you happy, tell your face, jy weet, laat jy ten minste smile. Maar ek en jy moet besef dat mense tot redding is gebaseer op jou lewe, op die woord wat jy uitdra na 'n klomp Filistyne daar buite. Kom ons bid. Vader, dankie. Dankie dat dit eintlik net so eenvoudig is. U vir ons sê, die krag wat jy het ek vir jou gegee. Nie deur 'n verbod of 'n verbond of 'n belofte wat jy gemaak het as 'n Nasareer nie, maar op grond van die feit dat jy my Vader noem, op die feit dat jy jou hart oopgemaak het om Jesus se redding vir jou te aanvaar. Ek het jou gevul met my gees en ek gee vir jou krag,
sodat wanneer jy swak is, hy wat in jou is, sterk sal wees. Ek gee vir jou krag, sodat tekens en wonders sal volg op die verkondiging van die woord wat jy uitdra deur jou lewe. Here, ek bid vanmôre vir 'n bewustheid dat ons nie gaan speletjies speel met hierdie groot bederf, hierdie groot blessing wat ons van U af ontvang het, die Heilige Gees, die krag tot getuienis. Here, ek vra vergifnis vir hoeveel keer in my lewe, Here, en ons probeer hard, ons almal, maar ek raak bewus dat ek buig tog maar die knie hier en daar. Goed soos bekommernis, goed soos stres, goed soos bang, goed soos verwerping, goed soos ja maar, ek kry nie erkenning nie. Hier sien ons dit, Here, Samson het aandag gesoek. Baie keer soek ons aandag, ek. En ek kom vanmôre en ek vra in Jesus se naam, Here, herstel my visie tot 2020. Dankie Here dat ons vanmôre die bril van die lewe afhaal en die bril van die Gees opsit en sê, Vader in Jesus se naam, ek en my huis, ons gaan U dien. En ja Here, ons wil nie die Filistyne rondom ons doodmaak nie, ons wil hulle tot redding lei. Dankie dat ons getuig, U Gees oortuig, maar maak ons gereed, Here, maak ons paraat, om in 'n stikkende gebroke wêreld, U goedheid, U genade, U liefde te gaan uitdra. Ons eer U daarvoor, en ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Ons almal sê saam, amen en amen. Jy aanlyn, ek groet jou, ons gaan luister en in feite ons gaan nou saam sing oor die goedheid van God. Die link tot daai liedjie is op die Facebook post, op YouTube. Gaan luister hom en sing hom saam en maak 'n proclamation, maak 'n verklaring om te sê, maar ek sing van die goedheid van God. Vrede vir jou, mooi gaan daar waar jy is, gaan kerk toe. Vrede.